ons boer nie met suiwer bees nie. Ons boer met die basterkrag en ons bring verskillende rasse bymekaar om vir jou goeie melk te gee en al die tipe van goed. So wat ons doen is ons het Siementaler op ons wit Brahman koeie. Die wit Brahman koeie se kalwers is dan 'n tipe van 'n Simbra, want dit is waar Simbra vandaan kom, 'n Siementaler Brahman. En dan skei ons daai terughou verse kry ons terug na Simbra toe of wit Brahman bil. Okay. So uit die kalvers uit wat die hoeveelheid Brahman te veel is, sal na die Simbra oopmaak bil toe gaan, en die wat meer neig na Siementaler toe sal dan na die wit Brahman toe gaan. En dit is op ons vervangingsverse. So jy het aan die einde van die dag het jy 'n tipe van 'n driehoekteeling. En dan die Simbra is mos maar bekend vir goeie bou, groot struktuur, goeie gewig vir vleis. Hy voldoen aan baie van die vereistes om 'n goeie speenkalf te lewer. Ja. Baie goeie loopvermoë, min siektes, baie hoë sy gewigsaanname is baie vinniger en hoër. En dit kom ons op die ouene af wat jy wil bereik met jou boerdery. Wil jy soos ons nou net gesê het, wil jy vir die voerkraal, wil jy vir die slag, of wat wil jy met die bees maak? Jy het altyd Brahman is 'n baie gewilde tipe bees, maar jy gaan op as jy 'n Brahman kalf suiwer Brahman kalf vat en jy vat 'n suiwer Simbra kalf op dieselfde ouderdom, gaan daar 'n redelike groot gewigsverskil wees. En dieselfde soos met die skaap, jy wil hom so gou as moontlik bemark en wegkry van jou Aan plaas. die einde van die dag moet die koei ook rus. Ja. Ons doen nie op die bees doen ons nie dekseisoene nie. En die rede daarvoor is dat jou koeie kalf almal dan met een slag, en dit is 'n hengse klompwerk. As jy 200 en 300 koeie het, jy kan daai kalwers kan jy dan net op 9 maande later met een keer bemark. Nou as die mark op daai stadium baie swak is, Sit jy met al die kalwers. sit jy met al die kalvers. So as jy nie 'n dekseisoen doen nie, en wat ek doen, het ek deur die jaar kalvers, ek het elke maand kalvers. So van die kalvers, as jy nou eers in die stelsel is Februarie op 9 maande of mark gereed, en die pryse is dalk baie goed, en hy's in Augustus maand is die pryse dalk baie sleg, en as jy dit bymekaar sit, kry jy 'n gemiddeld wat 'n baie goeie gemiddeld is vir die plaas. So dis hoekom ek nie seisoendekking doen nie. Om het dan ook nou hier gesê om met kleiner kampies hier so om hou die koeie wat gekalf het of wat moet kalf hier naby die huis in 'n klein kampie. En dan die koeie kom dan in die dag as hulle klaar gekalf het in die dag hiernatoe, en dan bly hulle by die kalwers en in die nag gaan hulle uit om te wy. Ja, ons het so hierdie kampie is so, as ek moet skat, is seker so om aan by 30 na 50 hektar toe plus minus. Jou koei kom as hy naby kalf as of begin groot eier maak, kom sy in die kampie in. Sy kalf hier naby die huis, wat is loopafstand vir die werkers. En dan kom sy na hierdie voorste kraal toe waar ons dan nou staan. En sy sal nou in die somertyd gaan sy 'n bietjie gras kry en so aan. En dan namiddag hier by 5:00 se kant dan word sy uitgelaat gaan. En sy gaan eet deur die nag en môreoggend kom staan sy dan weer voor die hek en sy kry haar kalf en die kalfie is heeldag daar. Het hom enige probleme met luiperds of jagluiperds of so aan, en dis hoekom hulle hierdie metode is spesifiek om 'n presentasie te kry van speen en kalwing. As jy jou koeie goed, met ander woorde, dis die afvalstelsel soos wat dit nou maar bekend staan, dan kan jy 'n presentasie bereik van 90+%. Ja. Want daar is kalfies wat gebore is wat swak is, daar's kalfies wat naaldstringontsteking kry, daar's koeie wat se eiers nie reg is nie. En in die veld gaan jy dit nie weet nie. Ja. Hierso sien jy elke dag die koeie, jy kan opsien na haar gesondheid en die kalf. Dis korrek. Dis hoekom ons 'n maand te doen om te sien maar hierdie kalf kan maar terug aan veld toe. Hy's sterk genoeg, hy sê daar's geen probleme nie. En ons spuit dan die kalwers op 'n maand. Maar die uitgang terug veld toe spuit ons hom dan op 'n middel wat baie uitwendig en inwendig parasiete tegen vir 6 weke of so. Dis 'n superwerk. Dit is maar meer
Borodet is die wat ons gebruik want hy het AB vitamine by die spesifieke doel waarvoor jy dit gebruik. Dis om die kalf vir die volgende 6 weke dan te beskerm teen sekere wurms en mosluise en daai tipe. Voertrale of vir wie voer jy of vir die slagpaal? Ek meen as jy nou gonies aanhou moet jy mos nou aanvaar, jy gaan die helfte van die geld kry wat 'n ander boer kry. Alhoewel dit mos nou nie slegte wees. Hy is aangepas vir die area. Hy's gehard en hy is siekteloos en al daai tipe goed en hy kan ver loop en al die dinge. Ja. En daai koei verlaat nooit daai kamp. Sy gaan weer terug na daai kamp toe. Ons het 'n tyd terug het ons begin met 'n koei bil seleksie. Sekere koeie lewer 'n swak kalf by 'n sekere bil en ons het dit begin uitsorteer en sekere koeie by 'n sekere bil in daai kamp lewer vir my 'n beter kwaliteit. Ja. Dit is goed wat niet is, dit is nie alle mense, al die beesboere doen dit nie. Ja. Maar dit is 'n baie gesonde ding om te doen om te weet hierdie bil en daai koei se goed werk saam en hy gee vir my 'n speenkalf van 200 plus kilogram op 9 maande of wat ook al dit nou moet wees. So daai bil koei seleksie doen ons dan nou ook wat bietjie anders is as ander boere. Met ander woorde hierdie koei hier daar's 'n goeie voorbeeld wat nou agter ons staan, daai groot kalf wat nie 'n oorplaatjie het nie, is dieselfde is 'n jonger kalf as die ene wat 'n oorplaatjie het. En hy kom van 'n sekere die swart koei agter teen die boom af by 'n sekere bil. En jy kan die verskil totaal sien. Hierso is. Hulle bly jy sal sien van hulle klaar hulle nommers op want hulle is nou al 'n maand en 'n half of 2 maande oud. Ons doen al die kalvers word op 'n maand basis word hulle gedoen. Dan kry hy sy oorplaatjie en dan binne in die oorplaatjie skryf ons die jaar en die maand waarin hy gebore is. Ja. Nou dit is jy kan dit nou beskou as 'n vermorsing van geld want die plaatjie kos nou ook al dink 25 of 30 rand. Ja. Maar dis al kontrole wat ek het. Jy weet wanneer hy gebore is. Die dag wat ek hulle bymekaar maak om dit te bemark, het ek 'n boekhoudstelsel wat ek al hierdie nommers en inskryf. Ja. En dit wat dan nie daar is nie is of gevang of gesteel of wat ook al. So dis maar my metode om te weet hoeveel kalvers het ek aangekry in watter maand en watter koeie. Ja. En watter kamp. En al hierdie sementkrippe wat jy sien. En daai goed maak ek self. Ek het 'n mold wat ek maak. En ek maak hom vir R1100 maak ek hierdie krip. Ja, ek koop eers 'n En dit kos $4,000 tot $5,000 in die dop. En dit is forever. Ek meen die ding kan sê 5 en 7 en 10 jaar ek sit nou mos nou maar drade goed in. Ja. En nou by die voerdery met die droogte tyd. Jy moet vir droogte voorberei wees. Ja. Jy kan nie die dag wat jy bees wil voer agterkom en jy het nie krippe nie. En dan moet jy nou So gebruik van die krippe ook vir voer. Die krippe is hoofsaaklik daar vir invoertye. Ja. En dan nou in die nat, die krippe uitklop is so in die nat vir die voedervos wat ons nou gee. Die voedervos mag nat wees, hy kan nat wees, hy kom niks oor nie. As die urium betrokke nie. Dan as dit net beter wat daai krip het 15 of 20 bees. Ja. Nou 'n staalkrip en 'n plastiekkrip vandag praat ons van 9000 plus rand. Ja. Ja, reg. Ek maak die goed vir 1100. Ja. Want jy moet nou natuurlik dinge om hulle op te tel. Ja.